R3.300 op 'n Dinsdagoggend in die skoolvakansie, voor 11:00 die oggend in ons pyjamas. R4.800 op 'n Saterdagmiddag nadat ek wakker word van 'n middagslaapie af. En R1.600 op 'n Sondagmiddag. Dit is wat moontlik is wanneer jy as 'n totale groentjie, soos ek altyd sê, totale idioot, begin met iets wat onwerklik klink. Iets wat jou bang maak en iets uit jou totaal en al uit jou comfortzone uit. So as jy my nog nie ken nie, my naam is Marika en ek is 'n doodnormale mamma, bly in Hartenbos, klein kusdorpie in die tuinroete hier in Suid-Afrika. En ek het vir 3 jaar lank het ek meubels oorgedoen met hierdie 2 hande wat het eventually ophou werk. Hulle hou nie meer verfkwaste vas nie, dit val sommer net uit. Ek kan nie meer fisiese werk doen nie. My man het vir 8 jaar in die buiteland gewerk, maar ek was nog steeds daai mamma wat nie wou terugsit en wag vir my man se salaris nie. Ek wou my eie inkomste gebou het, ek wou onafhanklik gewees het sodat ek ook kan worthy voel as 'n vrou en as 'n mamma. As daar iets gekort het in die huishouding, wou ek daai een kan wees wat kan help bydra. So toe ek hierdie journey aangepak het, was ek reeds op 'n spasie waar ek was oormoeg, ek was oorwerk, ek was depressief. Ek was in 'n verskriklike diep donker gat gewees. My dogtertjie was op daai stadium 7 jaar oud gewees en sy het eendag in die garage ingekom terwyl ek gestaan en verf het. En sy het vir my gevra, mamma, hoekom werk mamma die hele tyd en hoekom gaan ons nooit iewers heen nie? Nou ek het 18 ure werkdae gewerk. Ek was mamma alleen want my man was obviously nie naby om te kan help nie. En dit het my regtig in die oë geslaan. Ek het besef dat ons gesin is ons familie is in 'n siklus. My ma het konstant gewerk, sy het haar eie kleuterskool geran, alleen, vrou, 30 kinders, elke liewe dag, vir jare der jare. Ek het op 'n stadium vir my ma gesê, ma was nooit daar vir ons nie, ma sit alles vir ander mense se kinders in, maar ma is nooit daar vir ons nie. En ek weet my ma het ons lief gehad, want elke bietjie tyd wat sy vry gehad het sy probeer om vir ons spesiaal te maak en tyd saam met ons te spandeer, maar sy was ook so oormoeg. En sy het nou al 12 jaar gelede haar engelvlekkies gekry. Ek kon nooit daai spesiale tye saam met my ma koester nie. En ek wil nie dit vir my kinders hê nie. Ek wou ook nie hê my kinders moet sonder 'n pa groot word nie. Dus so kom ek my man 2 maande nadat ek hierdie journey begin het ek vir hom laat weet, Boetie, pak jou tasse, jy kom permanent huis toe. Hierdie storie werk nie meer vir ons nie. Jy kom huis toe, ek kan nie meer alleen kook nie. 2 weke voor dit het ek my besigheid se deure gesluit. So ek is nou vandag 'n full-blown stay-at-home mommy. Ek werk van my foon af, ek werk rondom my mamma skedule, ek is 'n huishoudster. My man is elke liewe aand by die huis, ons het vir 'n workshop oopgemaak hier in die industriële area. Ons bou weer ons herinneringe saam. Kan weer 'n gesinbande bou wat oor 8 jaar verlore gegaan het. En daar's een iemand vir wie ek moet dankie sê vandag en dis ons hemelse Vader, want ek het lank gebid. Skus. 22 maande later en ek raak nog steeds emosioneel. Ek het so lank gebid vir uitweg. So as jy nou op die kantlyn sit en jy sit en wik en weeg, gaan jy hierdie kan doen? Is dit legit? Gaan dit vir jou werk? Al daai vrae wat hier bo in jou kop rondmaak, ek sê vandag vir jou. Ek het 'n verfkwas rondgeswaai vir 3 jaar. Ek was nie naby 'n rekenaar nie. Ek kan nie eers wifi aan my tienerseun verkoop nie. Maar tog staan ek vandag op 'n baie nederige R905.000 in onder 2 jaar. En ek sê nie dit om te brag nie, ek sê dit sodat jy moet besef wanneer jou rede is om iets te verander in jou lewe, jou bang maak, dan is dit gewoonlik die regte paadjie om te volg. Dan is dit presies waarvoor jy gebid het, want dis presies waar verandering gebeur, is deur gebed en deur gehoorsaam te wees. Dis hoe my journey begin het. Nog soveel moontlikhede vir jou ook vorentoe. Ek kan nie verder vir julle probeer beskryf hoe hierdie program ons lewe verander het die laaste 22 maande nie. Hierdie program verander lewens.